terwyl Johannes die pad van Patmos is, kry hierdie visioen van die laaste dae. Die woord verklaar, hy hoor 'n stem soos water wat dreun. Toe hy omkyk, toe sien hy die Christus tussen die 7 kandelare wandel. Here, soos David 'n paar weke gelede hier bedien het, gesê het, as ons U wil vind, sal ons U in die kerk kry. En ons wil hierdie naam wat oor ons uitgeroep is groot maak. Ons wil hierdie God wat ons lief het, wat ons eerste lief gehad het, wil ons aanbid. Ons wil voor U kom buig en sê, Here, U is groot en goed. Saam met Dawid wil ons uitroep, U goedertierenheid is tot in alle ewigheid. U liefde en U trou, U genade, U barmhartigheid is oor elke mens. Dankie dat ons 'n deel van die kerk, van die liggaam kan wees. Dankie Hemelse Vader dat ons hierdie bewustheid het waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U in ons midde. Ons wil bid in hierdie oomblikke Vader dat U heerlikheid en die krag in ons midde sal openbaar. Want Here, U teenwoordigheid kan 'n kragtige verskil maak om 'n wêreld daar buite te bereik. Daarom bid ek, Here, dat U elke dag U heerlikheid en U krag in en deur ons lewens sal laat werk. En wanneer ons hier saam by mekaar is, Here, as 'n liggaam van Christus, wil ons bid dat U ook, Here, hier U self sal, Here, verheerlik. Ons kom roep die naam van God aan oor ons lewe en ek dank U dat U ons Here is. Sal U dan stil staan by hierdie erediens, Here, en net U naam groot maak in alles wat ons doen. Sal U net U self verheerlik, Here, terwyl ek hierdie woord gaan bedien in Jesus se ewige en wonderbare naam. En die volk van die Here sê amen. Prys Here, baie dankie, kan U sitplek neem. So kan die musikante baie dankie, mag die Here hulle ryklik seën. So ook al die mensies wat hier voorgesing het, al die voorsangers, ons eer die Here ook vir hulle. Nou ja, ons het 'n wonderlike tyd hier agter gehad met die nuwe lidmaatskapklas. En so ek gaan nou maar net aan waar ek opgehou het daar. En ons vertrou die Here dat hy ook so met jou vandag gaan ontmoet en dat hy ook vanmôre diep tot jou hart gaan spreek. Aan elke besoeker mag die Here julle ryklik seën, staan in sy krag en sy heerlikheid en ons hoop julle gaan die geleentheid saam met ons geniet. En kom ons hou vas aan ons geloof in hierdie dae en ons staan vas ook so tot aan die einde. Ons dink vanmôre aan Warren Jones wat sy moeder ook aan die dood afgestaan het. Ons bid dat die Here ook vir hulle sal seën en genade gee. Ek sien nie hulle is hier so in die nek, hulle is anders, hulle is nie hier nie. Dat 'n klomp reëlings, die begrafnis is vroeg volgende week. Maar ons bid dat die Here hulle ook sal deurdra en sal krag en sterkte en genade gee. Kom ons staan en dan bid ons vir daai familie saam en ons bid die Here se hand oor hulle. Vader, baie dankie dat ons by hierdie geleentheid ook tot U kan roep. En ek wil bid, Here, dat U ook so vir Warren en almal wat betrokke is, Here, die gesin en die res van die familie, genade sal gee, Here, met die heengaan van sy moeder. Ek wil vra, Here, dat U ook daar U vertroostingswerk sal doen, soos net U alleen dit kan doen. Dankie, Hemelse Vader, dat ons 'n inspraak op mekaar se lewens kan hê. En dankie ook, Hemelse Vader, dat ons weet dat elkeen wat in Christus sterwe, sal vir ewig lewe. Maar Here, dit los 'n uitdaging vir elkeen van ons se deur. Ons moet seker maak dat ons in Christus sterwe. En so wil ek bid, Here, dat U dan ook so vir ons genade sal gee, en ons bid, Here, dat U hulle sal vertroos, versterk, en ook, Here, hierdie week, wanneer die diens gaan plaasvind, Here, wil ek bid dat U daar ook met ons sal wees, en dat U hulle ook so genade sal gee. Ek vra dit alles in die naam wat ons lief het, Jesus Christus. Amen. Baie dankie, kan die sitplek neem.
En som jou Bybel oopmaak in die boek van 2 Korintiërs. 2 Korintiërs, die 3de hoofstuk. 2 Korintiërs, die 3de hoofstuk, en ons gaan saam lees vers 7 tot 9. 2 Korintiërs 3, vers 7 tot 9. Weer is op die bord, maar as jy jou Bybel het, maak dit maar oop. 2 Korintiërs, die 3de hoofstuk, vers 7 tot 9. En as die bediening van die dood, hoor mooi, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sê bietjie in heerlikheid, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees, die bediening van die Gees, dan nie in heerlikheid wees nie. Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Ek wil vandag hierdie boodskap titel kom staan by my. En ek wil reg van die staanspoor af vir jou sê dat hierdie boodskap wat ek vanmôre vir jou gaan bring, moet jy fokus. Jy moet by my bly. So as jy so 'n bietjie vaak voel daar waar jy sit, dan moet jy nou dadelik vorentoe kom, dat ek daai vaak duiwel uit jou kan uitdryf. As jy moeg voel, moet ek die moegduiwel uit jou uitdryf. Wat sê ek vanmôre vir jou, dat dit wat ek met jou gaan deel, is so 'n bietjie dieper as net normaal. Want om dit by jou tuis te bring, wat ek vanmôre met jou wil deel, wat die Here in my hart gesit het, gaan kos dat ek vanmôre met jou 'n pad gaan stap deur die woord, om sekere beginsels vir jou uit te lig. Ons is besig om te fokus vir die jaartema wat sê, laat u koninkryk kom. En as ek sê dat ons bid en ons vertrou dat God se koninkryk moet kom, dan bedoel ek letterlik dat die Here ons genade en krag en sterkte individueel, afsonderlik elke een van ons sal gee, om sy heerskappy in ons lewens te sien realiseer. Dit gaan nie kom net oornag nie, dit is 'n pad wat 'n mens loop, want jy tree toe tot die koninkryk die oomblik as jy wedergebore word, deur God se Heilige Gees en deur water. Waar jy Jesus in geloof aangeneem het, jou sonde bely het, en uiteindelik jou sonde laat wegwas het, en staan op die naam van die Here. Die voorhangsel van sonde is weg in jou lewe. Christus het dit kom wegvat, en nou is jy beskore, of jy is ontvanklik en gereed om die Heilige Gees te kan ontvang. Julle, ek wil vir jou sê, ek het vir 'n klomp predikante in hierdie week gesê, waar ons by mekaar gekom het, ons kan alles in ons lewe doen, maar as die Gees van God nie gaan inbeweeg in ons lewens nie, dan werk ons te vergeefs. Dis net die Heilige Gees se krag wat 'n verskil in iemand anders se lewe kan maak. Jy kan 2 woorde onder die krag en die salwing van die Heilige Gees met iemand deel, en dit kan 'n radikale verskil in sy lewe bring. En dan kan jy 'n halfuur lank met iemand praat, sonder dat jy die Gees van die Here toelaat om met hom te praat, en jy gaan niks bereik nie, as jy verstaan wat ek sê.
So ons het die Heilige Gees se insig nodig. Ons het die Heilige Gees se krag nodig. Ons het God se teenwoordigheid nodig in hierdie kerk, maar in my besonder in my eie lewe en besonder in u eie lewe. Want elke dag is ons op ander plekke en is ons wyd verspreid uit mekaar uit, maar is ons deur dieselfde Gees deurdronge. En daar waar jy is, moet jy 'n verskil kan maak. Daar waar jy is, moet jy iemand anders na God toe kan lei. Daar waar jy is, moet jy kan deel met dit wat die Here in jou lewe met jou gedeel het, sodat jy aan die ander kant heel kan uitkom en daai mense aan die ander kant saam met jou kan vat. Ons kan dit nie doen sonder die Gees van die Here nie. So ek wil met jou praat vanmôre oor die effek van God se heerlikheid. Ek wil stil staan by wat gebeur as die heerlikheid van God sigbaar raak. En dit is belangrik dat ons dit vanmôre sal verstaan. Ons het die afgelope paar weke stil gestaan op Jesus se woorde in die Onse Vader gebed wat hy letterlik bid en sê, so moet julle dan bid, laat u koninkryk kom. En ek het 'n klomp preke, 7 of 8 preke gepreek oor dit en u kan dit maar kry as u dit wil hê, dit behoort nog in elk geval iewers op YouTube te wees of waar ook al. Laat u koninkryk kom. Waar moet God se koninkryk kom? God se koninkryk moet in my lewe kom. God se koninkryk moet in u lewe kom. God se koninkryk moet in hierdie gemeente kom. En weet jy wat? God se koninkryk moet in Suid-Afrika kom en God se koninkryk moet in die wêreld kom. Vir 2000 jaar is God al besig om sy koninkryk op die aarde te vestig. 120 gelowiges ontvang die Heilige Gees. En vandag, 2000 jaar later, is die wêreld gevul met geesvervulde kinders van God wat sy evangelie verkondig. So u en ek moet vanmôre verstaan dat dit moet ons gebed begin wees. Dit moet ons begeerte begin raak. Here, laat u koninkryk kom, wat letterlik beteken, die diepste betekenis van hierdie sinnetjie impliseer dat God elke mens wat tot sy koninkryk in Christus toegetree het, letterlik die domein of die plek wil maak waardeur hy met sy Heilige Gees sal regeer. Hy gee 'n opdrag in Matteus 28:19. En dit was sy laaste woorde voordat hy in die hemel opgevaar het en hy sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Maar daardie opdrag eindig nie daar nie. As jy die boek van Markus deurlees en die boek van Lukas deurlees, waar die parallelle geskiedenis opgeteken is oor daardie spesifieke geleentheid, dan sien jy waar hy vir hulle sê, en veral in Lukas die 24ste hoofstuk, maar julle sal getuies wees van hierdie dinge, maar voordat julle hierdie opdrag enigsins probeer uitvoer, voordat julle enigsins probeer om te gaan wag in Jerusalem totdat julle aangedoen is met die krag uit die hoogte. So jy kan nie 'n wêreld impak maak. Ons sal nie 'n impak in iemand anders se lewe maak as ons nie die krag van die Gees in ons lewe ervaar nie. Jy kan nie net gaan en vertel nie. Jy kort die teenwoordigheid van God in jou lewe om hierdie boodskap deur te kry in sy hart. En hoekom? Want jy werk met 'n sataniese gees en die duiwel is 'n gees wat wederregtelik regeer en jy kan nie in jou vleesmens hierdie gees aanpak nie. Jy het God se gees nodig om teenoor daardie gees van duisternis te staan, want die gees van lig in jou die duisternis verdryf. Is u by my? So luister mooi, kind van die Here, daarom het ons die Heilige Gees nodig. Julle moenie gaan alvorens julle nie aangedoen is met die krag uit die hoogte nie. En die oomblik toe die Heilige Gees oor hulle kom en die vuurtonge neerdal en God in hulle midde is, kind van die Here, en hulle spreek in tale,
Toe staan daar duisende mense om daardie huis heen, waar hulle op die bo vertrek is en is sigbaar, en almal kan dit sien, en party draai om en sê die mense is dronk en hulle spot en hulle loop weg, maar 3000 harte staan vas en hulle roep uit, wat moet ons doen? En die Bybel sê, en Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hy preek 'n boodskap, dit moet julle weet, dat hierdie Christus wat julle gekruisig het, hy is die Jesus wat gekom het om julle vry te maak. Julle moet hom aanneem. En die Bybel sê, en hulle was diep in die hart getref is. Jy sien, om iemand diep in die hart te tref, het jy die Heilige Gees, krag van God in jou nodig, man. Ons kan nie mense in hulle kognitiewe alleen bekeer nie. Ons moet ou se hart by God uitkry. God moet hom kom vul met sy Heilige Gees, sodat hierdie persoon iets vir die Here kan beteken. En daar die oomblik toe die Heilige Gees werk, preek Petrus een boodskap. Een preek, sê bietjie een preek. En ek het gaan kyk, is amper so lank soos myne. Maar hy preek een preek. Handelinge 2. Een preek. En het raak 3000 mense se gees. Hulle roep uit, wat moet ons doen? Want ons soek dit wat julle het. Geef hulle die formule. Geef hulle die opdrag. Bekeer julle. Presies dieselfde woorde as Jesus. Presies dieselfde woorde as Johannes die Doper. Bekeer julle. En laat elke een, nie Sunny en Koos en Jan en Dries en Andries is uitgesluit nie. Laat sê dit agter my aan, laat elkeen. Sê dis ek. Laat elke een van julle gedoop word. Hoe? In die naam van Jesus Christus. Hoekom? Tot die vergifnis van jou sonde, want sy naam is gekoppel aan sy bloed, en sy bloed maak vry, en sy naam beteken verlossing. Daar is geen ander naam gegee onder die hemel, op die aarde, onder die mense, sê die skrif, waardeur jy gered nie kan word nie, moet word nie. En dit is Jesus. Dis die naam van verlossing, wat van die Ou Testament afkom. Vader, hulle sê Here, hulle roep tot God, hulle sê, Abraham, ons is die kinders van Abraham, maar Abraham weet van ons nie, en Isak, hulle ken ons nie, hulle is lankal dood, dis jare daarna, in die boek van Jesaja. Maar U, o God, is ons Vader en Verlosser. Jehovah, Jahweh, is U naam van ewigheid tot ewigheid. So die Ou Testament spel die naam van God uit, wat jou Vader geword het by wedergeboorte. Luister, kind van die Here, is daar iemand in hierdie kerk wat God se heerlikheid wil hê? Is daar iemand in hierdie kerk wat God se heerlikheid wil sien? Is daar iemand in hierdie kerk wat sê, Here, ek soek meer as wat ek net gewoond is aan, ek soek U teenwoordigheid soos nog nooit tevore. Die eerste Adam het God se teenwoordigheid verloor, terwyl die tweede Adam, naamlik Jesus Christus, God se heerlikheid en krag en God se heerskappy op aarde kom herstel het. Dis die twee pole. Adam nommer 1 verloor die heerlikheid. Hy verloor die gees. Hy verloor God se teenwoordigheid. Wat kom maak Jesus? Hy kom herstel die heerlikheid.
Hy kom bring ons terug by God, met die krag van die Gees. Hy het herstel presies die heerskappy wat Adam gehad het, wat Adam verloor het Jesus kom teruggee, hy het dit kom uitoefen. Hy het die duiwel se kop kom vermorsel. In Lukas 4 vers 6 sê Satan vir Jesus die volgende woorde: Ek sal u al hierdie mag gee. Ek sal u al, hy sê dit vir God. Want Immanuel, Christus is Immanuel, God met ons. Hier staan die duiwel voor hierdie vleesmens, wat 'n geesmens is, wat 'n siel het soos ek en jy. En hy sê vir Jesus na 40 dae se vas, ek sal u al hierdie mag wat ek besit gee. Hoor nou mooi. En wat nog? Is dit op die bord? Ek hoor nie. En hulle? So wat sal hy jou gee? Al die mag. Gee my 'n ander woord vir mag. Krag. En hulle heerlikheid. So wat besit die duiwel? Wat het hy by Adam gekry? Want hy was kragteloos uit die hemel gegooi. Hy het mag gekry en hy het heerlikheid gekry. Deurdat Adam dit aan hom oorgegee het. Nou sê hy vir Jesus, die tweede Adam, ek sal aan u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit, die mag en die heerlikheid is aan my oorgegee. En ek gee dit aan wie ek wil. Nou definieer hy wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles, al die krag, al die mag, al die heerlikheid, wat ek by Adam gesteel het, sal u sin wees. Wat is die voorwaarde? Aanbid my. Volg my. So kan jy sien, kind van die Here, Adam was vlees, siel en liggaam en hy moes heers. Die duiwel het nie 'n liggaam nie, en die duiwel is nie 'n siel nie, die duiwel is 'n gees. En God het gesê, laat die mens heers, gees, siel en liggaam. So alles wat op die aarde heers of probeer heers, wat nie daai 3 komponente het nie, is wederregtelik besig om te heers. Is jy met my? Ek sal aan hulle gee al hierdie mag, al hierdie gesag aan u gee as jy neerval en my aanbid. Adam het sy mag en sy gesag tot heerskappy op aarde aan Satan oorgegee gewilliglik. In die proses van die sondeval. Wat beteken dit? Die implikasie is dat Adam en Eva het hulle heerlikheid en krag en gesag verloor. Die oomblik toe hulle self onderworpe gestel het en gehoorsaam geraak het aan die stem van die duiwel. Die oomblik toe hulle die duiwel se voorskrif volg, toe verloor hulle God se teenwoordigheid. So luister mooi. Dis hoekom Romeine 5 vers 12 die volgende verklaring maak. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het. Deur hoeveel mense? Eva, sê vir jou man langs jou, sê vir jou Adam langs jou. Wat staan daar? Soos deur? Ek hoor nie. Nou wie is hierdie mens? Is dit Evaatjie of is dit Adamkie? Hierdie vrouens is nou, ek sien hy smaal se so hoor. Glory. Ek het jou lankal gesê jy's die wat die probleme is in die huis. Daarom, Cindy, en hom vasvat, hoor. Daarom, soos deur een mens die sonde
in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot wie deurgedring het? Tot alle mense, al die mamas, hulle het hom, tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Hierdie is die wortel van al ons probleme. Dit is waarmee ons sukkel. Dit is wat ons terughou. Dit is wat ons vashou. Adam se ongehoorsaamheid het gelei tot sonde en so het die sonde, die duiwel se inspraak, die ongeregtigheid, die aardse glans en heerlikheid, die oorhand oor die mensdom gekry en dis hoekom hy vir Jesus gee, ek gee hier die gesag en die heerlikheid terug aan jou. As jy neerval aan my aanbid. Die mens, ek en u, ons as mens het God se heerlikheid en persoonlike teenwoordigheid verloor omdat die vlees korrup geword het. Julle in die Ou Testament sê die Bybel, want die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. God het sy Heilige Gees individueel op mense neergesit. Daar was nie 'n kollektiewe uitstorting van die Heilige Gees in daardie dae nie. Want die Ou Testament is na die letter, en die letter maak dood, sê die Bybel. Ons gaan dit nou kyk. So ons het korrup geword. Dis hoekom Jesus moes kom. Wat het hy kom doen? Ek het sommer net 4 dinge hier vir jou genoem. Daar's baie meer, maar hier's 4 dinge wat belangrik is. Hy het die sondige natuur kom vernietig. Nommer 2, hy moes die middelmuur van skeiding tussen ons en God kom wegneem. Hy moes versoening tussen mens en God bewerk het. Hy moes God se heerskappy en mag en gesag wat aan die mens gegee is in die tuin van Eden kom herstel het. Dis wat Jesus kom doen het. En dit is wat ons vandag nodig het. Ons kort God se heerlikheid. En julle, as ek praat van God se heerlikheid, dan bedoel ek God se teenwoordigheid. Jy kort God se teenwoordigheid in jou lewe. Dit is hoekom jy mos hierdie gesegde kry wat hulle sê in Afrikaans, hoor hierdie is 'n groot Christen. Nou ek sê altyd vir die ouens en ek nou vir julle sê die enigste groot Christen is die wat so groot is. Okay? Hoekom sê iemand van iemand anders is 'n groot Christen? Want hy beleef hierdie persoon lewe naby aan die Here. Hierdie persoon praat altyd oor die Here. Hierdie persoon doen alles wat die Here vir hom sê en hierdie persoon lyk nie soos die res van die wêreld nie. Hoor jy wat ek sê? Ons kort God se heerlikheid, sy teenwoordigheid in ons huise. Ons kort God se teenwoordigheid in ons kerke. Ons kort God se teenwoordigheid by ons werke. Ons kort God se teenwoordigheid in ons besigheid. Ons kort God se teenwoordigheid in ons. Ek en jy is die ligdraer. Ons is die een wat die lig het. Die lig moet uit jou uitskyn. Die heerlikheid van God moet uit jou uitskyn in 'n donker wêreld daar buite. So wanneer iemand met jou kyk, ek onthou jare terug, toe ek by landbou was, dan ons jare en funksies, dan is daar 'n tafel gedek, hy's hier vanaf amper daar na die agterkant toe van die kerk, is 'n lang klomp tafels aan mekaar, en al die personeel wat by landbou gewerk het, op daai staande by die L&R, hulle sit rondom daai tafel, en dan is daar nou 'n klomp blommetjies en allerhande goed. Nou sit ek op hierdie kant van die tafel, en daar sit 'n ander jong paartjie in daai kant van die tafel, en ek sien nader aan die vroutjie staan op, en sy loop hier na die middel van die tafel, en sy vat net so 'n groot blompot, en sy skuif hom presies so 'n bietjie effens links van die tafel, en ek sien daar waar ek sit, en ek dog, wat doen die vrou nou? Nou kan ek haar nie meer sien nie. Volgende oomblik kom die rook se sigaret, die sigaret se rook aan die agterkant uit. Ek dog, ag Here, wat waar hierdie rook my? Jy staan nie voor my nie, jy staan voor die Here. Okay? So luister mooi, kind van die Here, mense word aangekla deur God se gees in jou.
Jy sê niks, jy praat nie 'n sonde nie, jy veroordeel hulle nie, jy doen niks. Hulle voel net as iets. Dis die eerlikheid van die Here. God wil dit sien in my en jou lewe, hy wil dit hê. In Galasiërs die 3de hoofstuk vers 6 tot 9 staan, net soos Abraham in God geglo het en dit hom tot geregtigheid gereken is. Vers 7, julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Vers 8, en die skrif wat vooruit gesien het. Met ander woorde, hoor nou mooi. Die wat uit die geloof is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het, van Abraham af vorentoe. Is dit wat daar staan? En die skrif wat vooruit gesien het, hoor mooi, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig. Julle, jy het nie 'n besnydenis nodig nie, want Abraham was geregverdig deur sy geloof voordat hy besny was. Het jy gehoor wat ek sê? Kom ek lees dit weer vir jou. Net soos Abraham in God geglo het en sy geloof hom tot geregtigheid gereken is, julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Kinders van geregtigheid. En die skrif wat vooruit gesien het, die woord van God wat vooruit gesien het, van Abraham af vorentoe, waarna? Na dit wat uit hom gebore sou raak, naamlik die verlosserkind wat gebore sou raak uit sy lendene, uit sy nageslag. Dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf in Genesis 12 tot 17 aan Abraham die evangelie verkondig. Daar's net een plek wat die woord evangelie in die naaste vorm daarvan voorkom in die Hebreëus. En dis waar God sê, ek het julle geroep om 'n goeie boodskap, goeie nuus te bring. Die woord good news in die Griekse vertaling is evangelie. So wat beteken evangelie? Goeie nuus. Wat beteken die evangelie van die koninkryk van God? Die goeie nuus dat God weer in die mens wil regeer. Okay? So dit is die evangelie. Hy het aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde dubbelpunt. In jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham, want almal wat uit die werke van die wet is, goeie werke, is onder die vloek van die dood. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bely in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. So as jy die wet het, en jy onderhou die wet, en jy breek in een opsig die wet, sê die Bybel, het jy skuldig geword aan almal. So kan jy sien, dit is onmoontlik vir ons in ons swak toestand om 'n wet te onderhou. Dis hoekom die klomp Jode so gesukkel het, dis hoekom Israel so gesukkel het. Hulle kon dit nie doen nie. Maar God het die wet gegee met 'n rede, en ek gaan dit nou vir jou lees. Die wet per se, die wet op sigself, sê die Bybel, die letter van die wet is dood. Maar ek en jy kort die lewe. In jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is geseën word, saam met die gelowige Abraham, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet nie, om dit te doen nie. En dat niemand, sê bietjie niemand, sê bietjie weer niemand, en dat niemand wat? Deur die wet by God, ek hoor nie, is dit op die bord? Hy is nie op die bord nie, is gewonder julle sukkel so nie. Sin die waar is hy? Ok? Julle, hierdie goed is diep. Luister mooi.
Jy moet by my bly. Want julle ken Paulus. Hy praat so, dan vat hy 3 afdraaipaaie, dan kom hy terug. Dan loop hy so, dan gaan hy weer 2 afdraaipaaie, dan kom hy terug. En ek lees sy goed nou hier, as julle het nog nie agtergekom het nie. Nie maklik nie. OK, kom ons gaan weer. Want almal wat onder die werke van die wet is onder die vloek. Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskrywe is in die boek van die wet nie. Om dit te doen nie. En dat niemand, sê niemand, deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Dubbelpunt. So Paulus sê, die wet, dit is duidelik, dat die wet jou nie kan regverdig nie. Hoekom nie? Want die regverdige sal uit die geloof lewe. Die boodskap van die koninkryk is nie 'n wettiese boodskap nie. Die boodskap van God se heerskappy is 'n verhoudingsboodskap. Dit is 'n boodskap van krag. Dis 'n boodskap van lewe. Dis nie 'n boodskap wat wette uitspel nie. Dis 'n boodskap van geloof deur genade. So met ander woorde, ek en jy moet verstaan vanmôre, dat Paulus skryf hier en sê, dat die wet op sigself kan nie mense red nie. Daar is nie regverdiging nie. Vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat, en ek wil hê maar daai sodat so omkring in jou Bybel, sodat wat? Dis die kern van alles, die seun van Abraham. So God kom en hy sê, Christus het jou losgekoop van die vloek van die wet, want elkeen wat op 'n hout hang is vervloek, sodat. Wat is die doel? Sodat is die doel. Hoekom het Christus jou losgekoop? Wat is die sodat waarna Jesus verwys? Ek gaan vir jou lees, staan daar. Sodat die seën, die blessings van Abraham, na die heidene kan kom, hoor mooi, in Christus Jesus, en dat ons, die wat glo, die wat in Christus geglo het, die wat hom aangeneem het, dat ons, Jode sowel as heidene, die belofte van die Gees kan ontvang. Dat is die sleutel. So wat was die purpose van die kruis? Wat was die doel van alles? Dat ek en jy weer die Heilige Gees krag wat Adam in die tuin van Eden verloor het, deelagtig kan word. Dis die passerpunt van alles. Met ander woorde, God sit hulle uit die tuin van Eden uit. Hulle verloor sy teenwoordigheid, hulle verloor sy heerlikheid. Hy sit 'n gerub daar, sodat hulle nie kan terugkom in die tuin van die Eden in sy teenwoordigheid in nie. En 4000 jaar verloop, totdat Christus gekom het om wat te doen? Om my en jou sonde weg te was, die voorhangsel te skeur, sodat elkeen van ek en jy die plek kan word waar God regeer. Hy versoen ons met die Here vir een enkele doel. Wat sê die Bybel? Weet julle dan nie dat julle die tempel van die Heilige Gees is nie? So wat is ek en jy? Die tempel. En wie het in die tempel gewoon? Daar op die ark. God se Heilige Gees. God het ingekom met sy krag, met sy heerlikheid. God kom vanmôre en hy praat met my en jou en hy sê vir jou, ons moet verstaan dat die hele versoeningsplan wat verborge is, sy hoofdoel was,
sodat elke mens wat in Christus Jesus glo en geregverdig word, sy sonde weggewas word, weer eens in die posisie kan kom waar God met sy Heilige Gees kom woon. Het jy al die Gees van God ontvang? Toe jy gelowig geword het? Paulus vra vir die klomp in Efesiërs, toe julle gelowig geword het julle dan die Heilige Gees ontvang? En as die Bybel sê, daar staan 'n klomp disippels daar. Hulle sê vir Paulus, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Dan maak Paulus 'n radikale stelling. Hy sê, met watter doop is julle dan gedoop? Wat het die doop te doen met het julle die Heilige Gees ontvang? Nee, ons is gedoop met die doop van Johannes, met die doop van bekering. En Paulus sê, nou verstaan ek alles. Julle het julle bekeer, julle disippels van Christus geword. Julle loop in die hele Efese om, julle keer die wêreld om waar julle gaan, maar as iets wat ontbreek, julle kort die krag van God in julle lewe. En die Bybel sê, hy het hulle gevat en hulle gedoop in die naam van Jesus, want in die naam van Jesus is daar 'n belofte dat elkeen wie se sonde weggewas is geposisioneer om die Heilige Gees te ontvang. Toe lê hy sy hande op hulle en hulle kom en hulle ontvang die Heilige Gees. God kom en hulle ontvang die Heilige Gees. En die Bybel sê, en toe is hulle nog kragtiger. Kom aan, wat kort die kerk in hierdie dag? Om kragtiger te word. Ons kort sy heerlikheid, ons kort sy teenwoordigheid, ons kort sy gloriekind van die Here. Want daar waar ek en jy gaan, moet ek 'n verskil maak, man. Ons moet. Julle het gesien waar die Here my gebruik het op plekke waar ek eintlik nie eens wou gegaan het nie. En elke keer as ek daaraan gehoorsaam is, ek bid vir 'n ou wat sy niere opgegee het. Philip bel my uit Kongo uit en hy sê, gaan bid vir hierdie ou. Ek staan daar in die saal en die suster sê vir my, hierdie ou sê, hier, daar's geen funksie, sy wys my op die masjiene. So groot suster. Ek wou net van sy hoor, die suster, gaan net bietjie uit, ek wil vir hierdie ou bid, maar sy loop nie. Ons is nog bietjie ongelowig ook. En ek dogte, vandag bid ek voor jou. Ek dog, ag Here, hierdie ou is daar in die gemeente, in een van die Pinksterkerke daar in Brits. Hoekom moet ek van Pretoria afry om vir hom te gaan bid? En ek murmureer met die Here. En ek het seer raak, ek kan omtrent nie loop nie. Ek sê, Here, nou moet ek nog van daar af loop tot in daai saal, ek weet nie waar hy is nie. En terwyl ek bid, sê ek, ag Here, as jy met my is, gee my tog net 'n parkering naby die ingang. En ek ry by die ingang in en die sekuriteitsman keer my voor, hy vra vir my, waar gaan ek? Ek sê, ek kom vir iemand die bid. Hy sê, jy in beroete? Ek sê, ja, hy sê, pastoor, stop sommer hier op hierdie plaveisel by die hek, ek sal in jou kar kyk. Die deur is hier vanaf daar na daai deur toe. Ek stap in die hospitaal in. Ek dink, Here, jy's met my. Ek wil nie gaan nie, maar jy's met my. Jy wil gaan, ek wil nie gaan nie. En hier lê hierdie ou. Sy niere is gone. Ek praat met hom, ek sê, weet jy, ek kan nie vir jou aan 'n nier gee nie, maar God kan jou genees. Ek sê, glo jy dit? Hy sê, ja. Ek vat sy hand, ek begin van bid, eenvoudige kindergebed. Here, ek bid, dat hierdie man genade sal gee. Ek noem sy naam. Here, daar is geen toekoms vir hom oor, sonder niere nie. Ek vra, dat jy asseblief hierdie nier sal aanraak. Amen. Ek groet hom, ek draai hom en ek loop. 2 ure later bel Philip my uit Kongo uit en sê, weet nie wat het nou gebeur nie. God het die niere van hierdie man aangeraak. Ek bid vir 'n ander ou met nierstene. Ek voel die knoppie op sy rug. In die naam van Jesus. Die dokter sê onmoontlik dat jy die klip kan uitpasseer. Dat nog geskied met laser, toe split hy in 2, maar die een gedeelte was te groot. Terwyl ek van bid, voel ek 'n sak my hand. Ek voel die hitte op hy rug van die koors, die pyn. Volgende oggend bel hy my en sê, hierdie klip is uit. Ek dank die Here. Bid vir 'n vrou, beroerd haar mond sit hier. In die naam van Jesus. Toe my oë oopmaak, dis die mond op die regte plek. Hoekom? Want God kan genees. Ons kort die heerlikheid van God in ons lewe waar ons gaan. Ons is te binne gerig. Ons werk in die kerk. Ons werk in die kerk. Ons is tyd dat ons buitekant toe gaan. Daar waar jy is, praat, deel, bid vir mense.
God wil deur jou werk. Hy wil iets deur jou doen. Hy kan wonders deur jou doen. Die ultimate van alles is in God se versoeningswerk is die hoogtepunt. Hy het jou nie net van jou sonde kon verlos nie. Hy het jou kon verlos van jou sonde sodat hierdie liggaam skoon en heilig kan wees. Dat sy Heilige Gees intrek kan neem. Dit is vir jou beskore. Jesus het ons krag tot heerskappy herstel. Ek en jy is nie 'n leeblik nie. Ons is nie meer 'n verslaane mensdom nie. Ons is nie meer 'n volgeling waar Satan mee kan doen net wat hy wil, en hy kan rondstoot net soos hy wil nie. Maar ons is God se huis. Sy Heilige Gees leef in jou. Ek is die skat, God se skat, sy Heilige Gees is 'n skat. Die Bybel sê, in hierdie stuk erdekruik. Hierdie stuk erdekruik is vol flaws. Maar sy Gees is in my. Het maak nie saak wat mense sê nie. Het maak nie saak hoe ek myself sien nie. Ek het Dinsdag by die begrafnis gesê, waar mense kinders veroordeel, sonder dat hulle alles weet. Paulus sê, ek laat my deur niemand beoordeel nie. Hy sê, ek beoordeel my nie eers self nie, want God sal my oordeel. Moenie laat die duiwel toelaat, dat mense jou veroordeel nie, kind van die Here, want God ken jou hart. So bly staan op jou staanplek. God, ons is God se ambassadeurs, ons verteenwoordig hom, ons doen wat hy vir ons sê, en ons praat wat hy vir ons sê om te spreek. Dis hoekom God die wet in die Ou Testament moes gee. Kom, ek gee vir jou die rede hoekom hy 'n wet moet gee. Galasiërs die 3de hoofstuk vers 24. Dis hoekom daar 'n wet was. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat, hier kom weer die woord sodat, ons geregverdig kan word uit die geloof. Galasiërs 3:23 sê, die wet het ons in bewaring gehou. As daar nie 'n wet was wat God Israel gerig het tot op Christus nie, kind van die Here, sou die wêreld vandag nie meer bestaan het nie. Dit sou absolute chaos gewees het. Maar God se woord, God se wet, is die tugmeester na Jesus toe. God se wet het mense heilig gehou. God se wet het mense op die pad gehou. God se wet het mense bymekaar gehou. God se wet het die mense gerig. Hy's die tugmeester. Hy's die pedagogos na Jesus toe. Hy het jou in bewaring gehou. Sê Romeine 3:20, Romeine 10:4 sê, want Christus is die einde van die wet. Hoekom? Tot geregtigheid. Vir wie? Vir elke een wat glo. In Lukas 16:16 staan die wet en die profete was tot op Johannes. Van toe af, hoor mooi, die wet en die profete was tot op Johannes. Johannes die doper. Van toe af vorentoe. Van toe af vorentoe, wat is gedoen? Is die evangelie, die goeie nuus van die koninkryk, God se heerskappy aan ons verkondig. So wat is die boodskap van die Nuwe Testament? God in us. Die Engelse sê Christ in us, the hope of glory. Christus in my, die hoop op my heerlikheid. As jy die heerlikheid soek, kry Christus in jou. En kry meer van Christus in jou elke dag, deur elke dag meer en meer na hom te soek. Vers 7 kom Paulus. Ek wil eers vir 2 Korintiërs, kom ek begin daar. Hoor wat sê hy? Die wet en die profete was tot op Johannes. Van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en elke individu dring dit met geweld binne. Jy moet 'n effort aansit. Kan jy sien? Jy moet geestelik jou oorgee om dit te doen.
En dit is waaroor 2 Korintiërs 3 en 4, die geleesde gedeelte gaan. So nou moet jy my volg. 2 Korintiërs 5, 3 vanaf vers 5 sê die volgende: nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid, ons vermoë, ons krag is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe testament, want die letter, die wet maak dood, maar die Gees maak lewend. Dit is hoekom dogma, dit is hoekom wat noem hulle verskillende kerke, die dogmatiese sieninge verskil, die verskillende dogmatiese kerke, elke het sy eie siening. Dis hoekom daai goed doodmaak. Praat met enige persoon in die 7-daagse Adventiste kerk, as van hulle wat 'n wonderlike lewe saam met Christus het. Maar jy gaan 5 minute in gesprek staan, dan gaan daai ou jou probeer bekeer tot die Sabbat toe, en nie tot die koninkryk toe nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ons moet dit mooi verstaan. Christus kom van die Nuwe Testament af, is die boodskap van God se heerskappy in ons. Ek wil my haas. En as die bediening van die dood met letters, vers 7 van 2 Korintiërs 3. En as die bediening van die dood, die wet, met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie. Vers 9. Want as die bediening wat veroordeel, die wet, die Ou Testament, heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, die bediening van genade deur geloof in Jesus, oorvloedig in heerlikheid. As jy vanmôre Jesus aangeneem het, is sy heerlikheid in jou. Die probleem is, ons moet daai heerlikheid vrystel. Ons moet daai heerlikheid uitleef. Ons moet daai heerlikheid ontwikkel. Ons moet daai heerlikheid koester. En hoe heiliger ek kan leef voor die Here, hoe meer ek in afsondering voor God kom en persoonlik met hom praat en persoonlik met hom loop, hoe sterker gaan die radiance, die heerlikheid wees, wat deur my en deur jou vloei. Ek wil vanmôre afsluit. As ons diensbaar wil word vir Christus, moet ek en jy God op sy woord vat. En nou gaan ek so met wysheid met jou praat. Die Here roep Moses op die berg Sinai. En met van God se vingers skryf hy 2 kliptafels, die 10 gebooie neer. 40 dae en 40 nagte gaan verby. En toe die volk Moses nie sien terugkom nie, dink hulle hy is dood. Hulle is uit Egipte uitgelei, hulle is iewerster tussen Kanaan in die woestyn. Hulle het nog nie Kanaan ingegaan nie. Hulle kom by Aaron die priester, die hoëpriester. Hulle sê vir Aaron, jou broer Moses is dood, hy het ons uitgelei, waar jy nou? Hoe gaan ons gaan waar ons moet gaan? Hoe gaan ons kom waar ons moet kom? Maak vir ons 'n afgod, 'n goue kalf, sodat ons hom kan aanbid. Die Bybel sê hulle ruk hulle ringe en hulle oorbelle en alles af, en hulle gooi dit in 'n pot en hulle kook dit. En Aaron maak 'n goue kalf, voor wie hulle buig, en dans en sing. Toe Moses van die berg afklim, sê Josua vir hom, wat se oorlogrumoer is daar? En Moses sê vir hom, hierdie is nie 'n oorlogrumoer nie.
Dis so 'n volk klink wat God verlaat het. En hy kom onder en hy sien hierdie goue kalf. En in sy teleurstelling oor hierdie mense wat die krag in die 10 plaae gesien het, die Rooi See gesien kloof het, die heerlikheid in die wolk en die vuurkolom gesien het, alles van God leer ken het, maar hulle aanbid 'n kalf wat 'n man gemaak het. Die Bybel sê hy vat daai 10 gebooie en hy gooi dit neer in stukke. Hy val op sy aangesig. En hy pleit by God vir genade vir Israel. Hy staan op en hy sê vir Israel, ek sal weer teruggaan na die berg en ek sal vir God gaan vra of hy julle genade sal gee. En die Here sê vir Moses, Moses, loop jy voor die volk uit. Ek sal iemand gee wat saam met jou gaan, maar ek gaan nie saam met julle nie. En die Bybel sê, God, as u nie saam met ons trek nie, is daar nie 'n manier dat ek my voet hier vanaf beweeg nie. Want ons kan nie sonder God die beloofde land in besit neem nie. Ons kan nie sonder God die vyand oorwin nie. Ons kan nie sonder God die manna uit die hemel ontvang nie. Ons kan nie sonder God oorleef nie. Here, as u nie saam gaan nie, laat ons nie hier vanaf optrek nie. En dan sê die Here vir Moses, Moses, klim op na die berg. Die Bybel sê Moses val voor hom neer en die Here sê, en hy sê vir Here, toon my u heerlikheid. Toon my u aangesig. En dis vir my genoeg. Dan sê die Bybel, God antwoord hom en sê, geen mens kan my aangesig sien en bly lewe nie. Maar ek gaan jou in 'n rots stel. Kom staan hier by my op die rots. Kom staan hier by my op die rots. En wanneer my heerlikheid by jou verbygaan, sal ek jou in die skeur stel en ek sal jou met my hand bedek. En wanneer ek by jou verby beweeg het, sal jy my heerlikheid van agter af sien. En die volgende dag klim Moses op die berg. En God se heerlikheid kom. En die Bybel sê, en God bedek hom met sy hand. En hy wys vir Moses van waar hy is in die toekoms in, na Christus toe. En hy maak hom toe met die hand van Christus wat bloed bevlek is. En hy kon Christus in die toekoms sien. En hy val voor die Here op sy knie en hy sê, Here, as ek dan, nie die volk nie, as ek dan genade in u oë gevind het, en God het dit gesê, trek asseblief saam met ons. Wat sê uiteinde? God skryf 2 nuwe kliptafels. En in hierdie hele sessie waar God vir hom sê, kom staan by my, hy God se heerlikheid aanskou, gebeur daar iets in Moses se lewe. Hy transformeer in heerlikheid. En die Bybel sê, en hy klim af, en hy loop. En toe Aaron hom sien, toe vlug hy. En toe die volk hom sien, toe hardloop hulle weg, weens die glans van God se heerlikheid op hom. En Moses roep hulle, en hy sê vir hulle, moenie bang wees nie, want ek het genade in God se oë gevind. Maar hoor wat gebeur hier, en daarmee sluit ek af. En as die bediening van die dood, skuis tog nie, dit is net by hierdie gedeelte. En die Here het neergedaal, Eksodus die 34ste hoofstuk, vers 5. En nou jou gereed in die môre, en klim op, vers 2 sê, en klim op in die môre op die berg Sinai, en gaan staan by my
op die top van die berg. Vers 5. En die Here het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan. Hoor mooi. En hy het die naam van die Here uitgeroep. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here. God roep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtighede van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders aan die 3de en aan die 4de geslag. Vers 8, toe het Moses hom gou na die aarde toe neergebuig en gesê, Here, as ek genade in u oë gevind het, laat dan tog die Here in ons midde trek, want dit is 'n hardnekkige volk. Moses staan met die 2 tablette, die wet weer geskrywe. Maar die oomblik toe hy God se genade uitroep hoor, toe weet hy die lewe is nie in hierdie klippe nie. Die lewe is in God se barmhartigheid, in sy teenwoordigheid, in sy gees. Hy val op sy aangesig en hy sê, Here, Here, ek het die wet, maar as iets meer as die wet. Ek het God gesien. Ek het sy heerlikheid aanskou. Trek saam met ons. Sy gesig verander. Hoekom? Want hy was in God se teenwoordigheid. As ek en jy wil hê, die mense van Suid-Afrika moet verander, moet Jesus aanneem. Help dit nie ons kom, wetties oor nie. Ons moet met die boodskap oorkom van genade, lankmoedigheid, barmhartigheid, vriendelikheid. Ons moet oorkom, kind van die Here, met die gees van God in ons, sodat God deur ons kan skyn, om 'n wêreld daar buite te bereik. Ek sê vir die klomp predikante, ek begeer dat sy heerlikheid in my sal wees. Wanneer ek met iemand praat, wanneer ek vir iemand bid, dat die Here net sy doel in ons lewens sal bereik, dat hy sy koninkryk sal uitbou. Sal vanmôre iemand in die kerk moet sê, Here, ek verstaan vanmôre ek kort u heerlikheid. Sê ek wil dit hê. Ek wil dit hê. Hoeveel vra vir op jou voete wil staan nie. Ek wil dit hê, Here. 2025 is 'n nuwe begin vir die kerk. God gaan sy heerskappy vestig. Hy gaan sy heerlikheid laat kom. Maar hierdie gemeente gaan moet begin bid soos nog nooit tevore nie. En nie net daar in jou binnekamer nie. Jy gaan moet kom as ons 'n geleentheid reël. God aanbid. Want waar 2 of 3 vergader, daar is God in ons midde. Ek wil sy heerlikheid sien. Ek wil sien hoe God jou gebruik. Ek wil sien wat God deur jou wil doen. Ek wil ook sien wat God in jou gaan doen. Ek gaan vir jou bid. Dalk is daar iemand vanmôre wat persoonlike gebed nodig het. Ek vir jou vra. Die ander gaan ek verdaag. Jy kan so lank koffie gaan drink. Mekaar kuier. Terwyl ons vir die wat vorentoe kom net gaan bid. Dat die Here se gees ook in hulle werk. En asseblief, jy wat kragdadiglik gevul is met die Heilige Gees, moenie die mense alleen los hier voor nie. Kom bid vir hulle. Kom vorentoe. God wil jou gebruik. Dis nie net my gebed wat 'n verskil kan maak nie.
met 'n wet in sy hand. En Paulus sê, daai wet het die heerlikheid gehad. Daai ontmoeting wat hy onder die wet met God gehad het nie daar gebly nie. Toe hy die naam van die Here hoor, toe val hy op sy aangesoeg en hy roep uit, genadige en barmhartige God, sal hy nie genade gee oor my en oor hierdie volk en saam met ons gaan nie. Ek wil vanmôre bid dat jy hierdie gemeente, Here, dat jy ons sal gebruik, dat jy ons genade sal gee, dat jy in ons midde sal trek, dat hier teenwoordig sal wees by elke geleentheid, en waar ons in die week gaan, dat jy ook daar met ons sal wees. Want Moses moes van die berg afklim, en toe hy onder die volk kom, het hulle gesien dat hy ontmoeting met God gehad het. En Hemelse Vader, hulle onderwerp hulle aan die gesag van God. Die Here begin hulle lei. Vir 40 jaar trek God saam met hulle. Want een mens gevra het, Here, wees ons genadig. Ek wil vanmôre bid vir hierdie gemeente, vir die kerk, Here, in ons land, dat daar 'n magtige uitstorting van die Gees sal kom. Ek wil bid, Here, ons wil dit nie eens verdien nie. Ons kan dit nie verdien nie. Want die wet het 'n verdienste. Maar die boodskap van geloof is genade. Daarom wil ek vra, Here, help ons. Dat ons net ons lewe met U in pas sal hou. Sodat U in en deur ons kan werk, soos U wil en wanneer U wil. Dankie vir almal wat vanmôre gesê het, ek wil sy eerlikheid sien. Ek wil dit aanskou, ek wil dit hê. Sal U vir hulle genade gee. Here, vir hulle wat wil uitkom, werk U nou in hulle gees. Bereik U die goddelike doel in hulle lewe, Here. Dis my gebed in Jesus se naam. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Vandag in die liefde van Christus, van sy vrede, en vir U wat persoonlike gebed nodig